Die Ou-testamentiese wet met sy uitgebreide stelsel van offers was God se manier om sy ou volk bewus te maak van die erns van sonde en die noodsaaklikheid van versoening. Let op dat in Hebreërs 10 vers 1 tot 4 hierdie wet beskryf word as slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Dit was 'n tydelike maatreël om die mensdom voor te berei op die volmaakte offer wat sou kom. Paulus bevestig dit ook in Kolossense 2 vers 16 en 17. Die Hebreërskrywer sê, daardie voortdurende herhaling van dieselfde offers het die onvermoë van die wet om mense volkome van sonde vry te maak beklemtoon. Dit was 'n siklus wat nooit kon eindig nie, 'n konstante herinnering aan die mens se onvolmaaktheid en die diepte van sy sonde. Die daaglikse, weeklikse, maandelikse en jaarlikse verskillende offers onder die wet van Moses is boonop aangevul deur verskeie persoonlike offers. 'n Gedetailleerde skedule van offers het die Israeliete se lewens deurdring. Die tabernakel en later die tempel was letterlik slagplekke waar rook en bloed 'n daaglikse realiteit was. Dit was 'n konstante herinnering dat sonde 'n prys het, dat versoening 'n koste het en dat die mens nie op sy eie van sonde vrykom nie. Tydens die Rosh Chodesh, die nuwe maansfees byvoorbeeld, het die offers bestaan uit 2 bulle, 1 ram, 7 lammers plus 'n bok as sondeoffer. Tydens die Sukkot of Loofhuttefees middel September is 'n magdom diere geoffer. Onder andere 70 bulle in totaal. Daar is begin met 13 op die eerste dag en dan elke dag 1 minder totdat op dag 7 die laaste 7 bulle geoffer is. Die Hebreërskrywer beklemtoon in hoofstuk 9 vers 22 wat vir elke Israeliet 'n gegewe was. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. Die juk van die wet was swaar. Dit het 'n konstante bewustheid van sonde en tekortkominge geskep, sonder om 'n blywende oplossing te bied. Alhoewel dit God se heiligheid en die erns van sonde beklemtoon het, het dit ook 'n gevoel van onvermoë en moedeloosheid by die mense gelaat. Die wet het gedien as 'n spieël wat die mens se onvolmaaktheid reflekteer het, maar dit kon nie die vlekke verwyder nie. Die swaar juk van die wet het die ou volk laat smag na 'n blywende oplossing, 'n verlossing wat die siklus van offers en skuld sou verbreek. Ongelukkig, toe die laaste en volmaakte offerlam opdaag, het hulle hom nie raak gesien vir wie hy is nie, en sy volmaakte offer van die hand gewys. Dit gaan my verstand te bowe, dat wedergebore kinders van God dikwels vandag steeds nie verstaan nie, dat die wet maar net 'n skadubeeld was van Christus Jesus, wat gekom het en in homself die wet vervul het. Van Jesus hoor ons in Hebreërs 7 vers 18 en 19, aan die een kant word die vroeëre bepalings dus afgeskaf vanweë die kragteloosheid en nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaaktheid bewerk nie. Aan die ander kant het 'n beter hoop ingetree, waardeur ons tot God nader. Christene wat nog krampagtig aan die ou Mosesverbond vasklou, moet die Hebreërskrywer se ernstige waarskuwing in hoofstuk 10 vers 29 nie geringskat nie. Hy skryf, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die gees van genade beledig het. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U die skadubeeld kom vervul het, kom vervang het met U self, die beter hoop, die beste hoop.
En dankie dat U met U lewe en met U eie bloed betaal het, sodat die offersiklus finaal gebreek kon word. En daarmee saam die sondelas en die skande wat ons moes dra. Dankie dat U die las van ons sondes, ook myne, aan die kruis gedra en die skuld betaal het. Help ons om te verstaan wat die wonderlike en die heilige en die lewegewende inhoud van U nuwe verbond is. En dankie dat ons deel mag wees daarvan. Amen.